Dis sielskoffietyd. Het jy iemand al so lief gehad dat jy bereid was om vir daardie persoon te sterf? Ek dink as daar nou iemand is om hierdie vraag te beantwoord, is dit elke mamma hart daar buite. Sy offer haar liggaam op om haar kind vir 9 maande te dra en dan geboorte te skenk met pyn en lyding. Die oomblik wat daardie wonderwerkie in haar arms gelê word, is al die opofferings vergete en neem 'n onvoorwaardelike liefde vir daardie bondeltjie oor, wat geen een in woorde kan omskryf nie. As mamma is jy bereid om alles vir daardie kind op te offer en selfs vir jou kinders te sterf, as dit moet. Kinders kom trap soms seer spore in ons moederharte. Hulle oordeel ons, skryf ons af, noem ons lelike name of stel net eenvoudig nie meer belang nie. Maar ten spyte daarvan, bly 'n mamma lief vir daardie kind. Hy of sy is deel van haar menswees en onvoorwaardelike liefde dra nie gruwe of oordeel nie. 'n Mamma se hart is vir ewig aan daardie kind verbind. Daar is nog iemand wat bereid was om vir my en jou te sterf, omdat hy ons so lief gehad het en nie bereid was om te sien dat ons verlore gaan nie. Sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. Jy sien, God het aan my en jou lewe gegee en gemaak na sy beeld. Daarom het hy ons elkeen onvoorwaardelik lief. Hy was bereid om sy seun Jesus vir ons aan 'n kruis te laat sterf, sodat ons nie verlore sou gaan nie. Dis hoe belangrik ek en jy vir hom is. Maak nie saak wat jy al aangevang het nie. Dalk het jy God al gevloek, geskel, beskuldig dat hy jou vergeet en alleen gelos het. Dalk het jy hom al verloon en verraai, soos Judas en Petrus, en ontken dat God goed is. Ten spyte van jou optrede, bly Vader steeds lief vir jou. Jy is syne, sy kind, vir wie hy sonder voorwaardes lief het. Kom terug na hom toe. Hy wil so graag jou beste vriend wees in die goed en die sleg van jou lewe. Die oomblik wat jy tot hierdie openbaring kom, sal jy vir hom vergifnis vra en onmiddellik sal hy dit vir jou gee, sonder vra. Dis dan wat ek en jy besef dat ons elke dag in onsself moet sterf, sodat God se wil in my en jou lewe kan seëvier. Dit wat hy vir my en jou beplan in hierdie lewe. Dan is dit nie meer ek en jy wat leef nie, nee, maar God wat deur ons leef. Onthou, ek en jy behoort nie aan onsself nie, maar aan die Skepper, God die Vader. Daarom sê hy vir ons in sy woord, dat ons hom altyd eerste moet soek in alles wat ons beplan en doen, want dan is hy in beheer, en sal alles wat ons doen en beplan, altyd uitwerk vir ons beswil. Dis dan, wanneer ek en jy hom ten volle vertrou, omdat hy alles vir ons onvoorwaardelik sal laat uitwerk. Want so lief het God die mens gehad, dat hy sy enigste seun na die aarde gestuur het om te sterf, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerf. Dis wat hy vir my en jou gedoen het, onvoorwaardelik.